Ons is in Spreuke hoofstuk 1 en ons gaan kyk na verse 20 en 21 vandag. Spreuke hoofstuk 1 vers 20 en 21 en dit lees dan so: Die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid en ons dankie, Here, dat U dit vir ons gee, Here, en dat ons kan weet dat dit onfeilbaar en foutloos en genoegsaam is vir ons. Maar Here, ons gebed is weer eens in die oggend en ons erkenning ook, Here, dat ons is nietige mense, ons is stof en as. En ons kan die woord nie aanneem as dit nie is vir die krag van die Gees wat in ons harte werk. En daarom is ons pleit U weer, Here. Gun dit ons om die woorde aan te neem. Gun dit ons om U te ken in al ons weë, Here. Om die wysheid aan te neem as goddelike wysheid en die goddelike wysheid vir wat dit is. Maar Here, lei ons in dit asseblief. Want ons kan nie ons eie harte verander nie. Ons vra dit nie, Here, omdat ons dit verdien nie, want ons doen nie, Here, maar omdat U genade so groot is. In Jesus naam alleen. Amen. Nou ons het laas week gesien, dat terwyl die beginsel van wysheid die vrees van die Here is, en daardie beginsel begin by die huis, of althans dat dit by die huis geleer word deur die tugtiging van die vader, en die onderwysing van die moeder, dat dit net een van die twee kante of aspekte is, om werklik in wysheid te kan wandel. Dit is net een van die aspekte. Want nie net moet ons deur wysheid getugtig word, of daardeur geonderrig word nie. Ons moet ook aan die ander kant nie inwillig, wanneer sondaars ons wil verlei nie, soos vers 10 ons geleer het. Albei van hierdie beginsels is krities, indien ons werklik in wysheid wil wandel. Ons moet beide wysheid leer, en daarin groei, by die huis en binne die gemeenskap van gelowiges, terwyl ons terselfdertyd aan die ander kant, nie saam met die goddelose moet wandel, of deur hulle verlei moet word nie. En soos ons gesien het, koning Salomo het net een van hierdie twee elemente reg gekry. Aan die een kant het hy homself verootmoedig voor die Here, soveel so dat die Here hom die wysste man op die aarde gemaak het, en soveel so dat hy 'n boek so Spreuke vir ons kon geskryf het. Maar aan die ander kant het hy nie na sy eie wysheid geluister nie, deur hom nie deur sondaars verlei te word nie. Hy het ingewillig om met volksvreemde vroue te trou, en om homself met hulle te vereenselwig, maar so het hy ook sy eie afvalligheid verseker. En al die wysheid in die wêreld, selfs goddelike wysheid, kon nie koning Salomo sy afvalligheid keer nie. En daarom selfs wanneer iemand as 'n broeder bekend staan, soos ons ook vanoggend gelees het, as hy 'n oorreder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower is, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Ons kan oor al die goddelike wysheid in die wêreld beskik. En ons kan self so wys wees soos koning Salomo. Maar daardie wysheid gaan en kan ons nie immuun maak teen die afvalligheid van die ongelowiges nie. En daarom, as die sondaars jou wil verlei, moet nie inwillig nie. Ongeag hoe eerlik hulle mag lyk, ongeag die winste wat hulle vir jou mag beloof, laat ons nooit in die geselskap van sondaars gevind word nie. Want slegte geselskap, soos 1 Korintiërs 15 vers 33 ons leer, bederf goeie sedes, ongeag hoeveel wysheid jy mag hê, selfs as dit goddelike wysheid is. Maar ons begin dan vandag met 'n nuwe afdeling, wat basies dien as 'n interval tussen die vorige afdeling en die gedeelte wat dan begin in hoofstuk 2. En ons sal eerstens sien dat wysheid gepersonifiseer word in hierdie gedeelte, menende dat wysheid word voorgestel in hierdie teksgedeelte van ons vandag as 'n persoon, of althans in hierdie geval dan nou as 'n vrou. En so word daar ook menslike eienskappe aan wysheid gegee, juis om wysheid as 'n persoon te kan uitbeeld. Soos ooglopend sal wees in ons teks, waar ons dan nou lees, die wysheid roep hardop daar buite,
Sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Met ander woorde, wysheid word gepersonifiseer in die sin dat wysheid as 'n vrou voorgestel word, wat weer eens ooreenstem met die poëtiese natuur van die boek van Spreuke. Ons sal ook later sien in Spreuke spesifiek hoofstuk 9 hoe die vrou wysheid in kontras staan weer met die vrou dwaasheid. Ons lees in hoofstuk 9 vers 1 en 2 daar staan, die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng en ook haar tafel gedek. Maar dan in vers 13 van daardie eindste hoofstuk lees ons weer, vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. So die personifikasie van wysheid dien bloot die doel om konsepte van wysheid op 'n eenvoudige manier oor te dra en op so 'n manier wat menslik verstaanbaar is of maklik verstaanbaar is. En dit is presies die geval ook met ons gedeelte vandag. Nou ons kyk bloot net na die eerste 2 verse of inleiding dan van hierdie afdeling wat strek tot aan die einde van die hoofstuk. En dit dien basies as 'n interval of synnote as jy wil tussen die vorige gedeelte en die volgende gedeelte wat begin in hoofstuk 2. Maar ons lees weer verse 20 tot 21 waar staan, die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. En soos ons sien, deur om wysheid te personifiseer, word daar iets van wysheid aan ons geleer op 'n baie eenvoudige manier. Want hieruit behoort dit ooglopend te wees dat wysheid nie moeilik is om in die hande te kry nie. Inteendeel, dit roep hardop daar buite. Haar stem word verhef op die pleine. Sy roep op die hoeke van die strate. En by die ingang van die poort, waar almal natuurlik in en uit gaan in en uit die stad uit, spreek sy haar woorde. Hierdie is 'n baie eenvoudige manier, deur middel van personifikasie, om aan ons te sê, dat wysheid nie weggesteek word nie. Dit is nie verborge, sodat niemand dit kan kry nie. Dit is nie so dat net die mees geleerde mense toegang kan hê tot hierdie wysheid nie. Inteendeel, wysheid is oral te vind. En soveel so, dat dit soos 'n vrou is wat op elke hoek en straat staan en skree in jou ore. Die probleem is dus nie dat daar 'n tekort aan wysheid is nie, maar soos ons dan ook volgende week sal sien, dat mense bloot net nie daarna wil luister nie. Daarom sal ons volgende week lees, onder andere in vers 24 en 25, daar staan, omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgesteek en niemand geluister het nie, en julle al my raad opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Hulle wou nie weer daarvan nie. In vers 29 en 30 waar staan, omdat julle die kennis gehad en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie. Met ander woorde, dit was beskikbaar gewees, dit was alomteenwoordig, hulle wou dit net nie gehad het nie. Maar die personifikasie van wysheid maak dat 'n moeilike konsep baie eenvoudig is. In die sin dat jy nie 'n teoloog hoef te wees om te verstaan dat wysheid oral beskikbaar is nie. Die probleem is dus nie 'n tekort aan wysheid nie. Die probleem is ons tekort aan 'n begeerte om daarna te wil luister, soos ons ook volgende week sal sien. Maar die punt bly staan, dat wysheid is oral teenwoordig. En die rede hoekom wysheid oral teenwoordig is omdat God oral teenwoordig is. Aangesien wysheid alleenlik in die Here te vind is, en wysheid sy oorsprong vind in hom, en die Here ook niks doen sonder die wyse raad van sy eie wil nie, kan ons verstaan dat wysheid oral teenwoordig is, want God is oral teenwoordig. Soos ons ook lees in Jeremia 10 vers 12 waar staan, hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid, en die hemel uitgespan het deur sy verstand. Met ander woorde, nie net is God alomteenwoordig en daarom kan sy wysheid oral ervaar word nie,
Hy het ook alles deur sy wysheid geskape, en daarom kan sy wysheid ook oral gesien word. Een van God se eienskappe is sy wysheid, en daarom kan sy wysheid ook oral gesien word in sy skepping, en oral geervaar word as gevolg van sy alomteenwoordigheid. Nou die bekende teoloog Louis Berkhoff definieer die wysheid van God deur om te sê, die wysheid van God is sy toegepaste kennis, om sy perfekte wil te laat geskied op die manier wat vir hom die meeste glorie bring. Die wysheid van God is sy toegepaste kennis, om sy perfekte wil te laat geskied op die manier wat vir hom die meeste glorie gaan bring. En hy argumenteer dat hierdie eienskap van die Here, naamlik sy wysheid, word veral gesien op 3 plekke. Naamlik in die skepping, in die Here se voorsienigheid en in sy verlossing. Die wysheid van die Here word veral gesien in die skepping, in die Here se voorsienigheid en in sy verlossing. Maar eerstens, as ons in meer diepte hierna kyk, die wysheid van God kan oral gesien word in die skepping. Want soos ons vroeër gelees het, in Jeremia 10 vers 12, daar staan, hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het, deur sy wysheid, en die hemel uitgespan het, deur sy verstand. Die hele skepping verkondig die wysheid van die Here, want dit is deur sy wysheid juis geskape. Daarom lees ons ook in Psalm 19 vers 2, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werke van sy hande. Psalm 104 vers 24 sê, hoe talryk is u werke, o Here. U het hulle almal met wysheid gemaak. Die aarde is vol van die skepsele. Ons hoef net ons oë oop te maak, en ons sal sien, soos ons verse vandag ook sê, dat die wysheid hardop roep, en dat sy haar stem verhef op die pleine. Hoekom? Want die hele skepping skree dit vir ons. Jy hoef nie baie insig te hê om te weet, dat wanneer jy 'n gebou sien, daar 'n bouer was nie. Jy hoef nie baie insig te hê om te weet, dat as jy 'n boek lees, daar 'n skrywer was nie. En jy hoef nie baie insig te hê om te weet, dat wanneer jy die absolute orde van die skepping sien, en sien hoe elke planeet in sy wentelbaan bly, en sien hoe elke sel binne 'n lewende mens of dier se liggaam saamwerk, dat daar 'n God moet wees nie. Want sy wysheid is alomteenwoordig in sy skepping. Want sy skepping is juis geskep deur sy wysheid. Elke enkele molekule en atoom skree van die wysheid van die Here. Want selfs hierdie kleinste boublokke van die skepping kan nie deur ons menslike intellek geskep of geproduseer word nie. Ons kan bloot net die dinge manipuleer wat klaar geskep is, maar ons kan dit nie uit onsself uit voortbring nie. Selfs die kleinste elemente in die skepping verkondig die wysheid van die Here. Want selfs dit kan nie eers deur menslike wysheid geproduseer of voortgebring word nie. Maar soos ons lees in Psalm 14 vers 1, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. En jy moet omtrent 'n dwaas wees, want as 'n boek nie eers homself kan skryf nie, hoeveel minder kan die heelal dan homself skep. Die hemele verkondig die heerlikheid van die Here, want dit is in en deur die Here se wysheid geskape. En saam met dit moet daar ook gesê word, dat aangesien die skepping getuig, dat God bestaan, geen mens sonder verskoning is nie. Ons lees in Romeine 1 vers 18 tot 20 daar staan, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid,
sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Dit is nie dat die waarheid nie beskikbaar is nie, want die hele skepping verkondig dit, en dit maak die eienskappe van God ook aan ons bekend, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, soos hierdie verse ook vir ons gesê het. Die probleem is nie 'n tekort aan wysheid nie, die probleem is, ons onderdruk dit, soos hierdie vers ook sê. Want daarom beteken dit ook, soos hierdie vers sê, dat mense geen verontskuldiging het nie. Jy kan nie sê, jy het nie geweet van God se ewige krag en sy goddelikheid nie. Want dit word letterlik aan ons verkondig, vandat ons oë oopmaak in die oggend, totdat ons dit toemaak die aand wanneer ons gaan slaap. Mense het geen verontskuldiging nie, en soos verse 21 en 22 van Romeine 1 dan ook aangaan om te sê, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En weer eens sien ons die kontras tussen wysheid en dwaasheid. Die hemele verkondig die heerlikheid van die Here. En die wysheid van God word op die strate verkondig, soos ons teks sê, maar die mens is wys in sy eie oë, en daarom verwerp hy dit. Maar deur die verwerping daarvan, het hulle ook, soos die skrif dan sê, dwaase geword. Nou, terwyl die vrees van die Here die beginsel van wysheid is, en daardie beginsel begin deur om dit by die huis te leer, deur die tugtiging van die vader en natuurlik die onderwysing van die moeder, soos vers 8 van ons hoofstuk ons leer, maak ons teks vandag dus ook die stelling, dat indien jy nie in 'n goddelike huis groot geword het, waar jy die tugtiging van die goddelike vader ontvang het, of die onderwysing van die goddelike moeder ontvang het nie, jy nog steeds geen verskoning het nie. Want die wysheid van God is tot almal se beskikking, want dit word oral verkondig. Inteendeel, die hele skepping verkondig die wysheid van die Here, want die skepping is in en deur sy wysheid tot wording gebring. Nou, teoloë tref 'n onderskeid tussen die Here se algemene openbaring en sy spesiale openbaring. Of soos ander dit weer noem, sy natuurlike openbaring of sy bonatuurlike openbaring van homself. Dit wat tot almal se beskikking is, met ander woorde God se natuurlike of sy algemene openbaring, wat sigbaar is aan almal, onder andere God se openbaring van homself in sy skepping, dit kan ons nie red nie. Ons het sy spesiale openbaring nodig, met ander woorde 'n bonatuurlike openbaring nodig, in terme van sy gees wat in ons kom woon, deur sy genade, wat ook ons oë oopmaak vir die waarheid van sy woord. En ons sal volgende week meer hieroor sê, maar die feit bly tog staan, dat God se wysheid oral om ons gesien kan word in sy skepping, ongeag of dit ons kan red of nie. Ja, dit verkondig miskien nie die evangelie nie, die sterre verkondig miskien nie die evangelie nie, in soveel woorde nie, maar die wysheid van God kan tog daarin gesien word, ongeag of dit jou kan red of nie. En verder, tweedens sien ons God se wysheid in sy voorsienigheid. En God se voorsienigheid of providence, soos wat die Engelsman dit noem, behels 'n tydfaktor. Met ander woorde, dit is hoe God se soewereine plan uitgevoer word deur die loop van tyd. Ons sien natuurlik God se voorsienigheid in die tipiese voorbeeld van Josef, waar sy broers hom in slawerny verkoop het, maar dan sê hy in Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God se wysheid word gesien in sy soewereine plan deur die loop van tyd. Met ander woorde, in sy voorsienigheid, sy providence. Voorsienigheid kan dus kortliks gedefinieer word as God se soewereine mag met 'n doelwitte, of sy doelgerigte soewereiniteit. En sy wysheid kan gesien word in hoe hy sy soewereine mag gebruik deur die loop van tyd, ter eer en verheerliking van sy eie naam. Ons lees weer Psalm 104 vers 24,
rakende God se wysheid in sy skepingswerk, waar staan, hoe talryk is die werke, o Here, U het hulle almal met wysheid gemaak, die aarde is vol van die skepsele, want dan gaan die volgende verse aan om te sê, daar is die see groot en alkant toe wyd, daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes, daar gaan die skepe en die Leviathan, wat U geformeer het om daarin te speel, hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee, op die regte tyd. Dit is nie net die skepping self wat God se wysheid verkondig nie, maar hoe God sy skepping in stand hou deur die loop van tyd. En hoe die raad van sy eie wil geskied, selfs in eenvoudige dinge, soos hoe hy kos voorsien aan sy skepping. Die Here se wysheid kan dus ook gesien word, hoe hy met die mensdom of sy skepping handel, deur die loop van tyd. Met ander woorde, deur sy voorsienigheid. Ons lees onder andere in Psalm 33 vers 10 tot 12, daar staan, die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitverkies het. Dit is die Here wie se raad sal staan deur die loop van tyd, van geslag tot geslag. En aangesien geskiedenis deur hom bepaal word en hy nie 'n enkele dwaase besluit kan maak nie, volg dit noodwendig dat ons sy wysheid moet kan sien met hoe hy sy skepping handhaaf deur die loop van tyd. Want hy handhaaf geskiedenis. Die Here bepaal geskiedenis. En hy bepaal dit deur die wysheid van sy eie raad. En aangesien hy het deur wysheid bepaal, is dit onmoontlik dan om nie sy wysheid te sien nie. Aangesien geskiedenis self deur sy wysheid tot wording gebring word. Weereens, dit roep hardop daar buite, soos vers 20 van ons teks sê. En 'n mens kan dit nie mis nie. En soos Psalm 33 vers 16 tot 19 ook vir ons leer, 'n koning word nie verlos deur 'n groot leer. 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedendierendheid wag, en hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Dit is nie as gevolg van menslike vermoëns dat geskiedenis uitwerk, soos wat dit uitwerk nie. Dit is as gevolg van God se soewereine mag en hy pas dit toe in alle wysheid. Ongeag of hy in sy wysheid bepaal of die goddelose gestraf word en of sy oog is op die wat hom vrees, soos die vers ook vir ons leer. Wat ook al die Here besluit om te doen deur die loop van tyd, word in absolute wysheid gedoen en is dus ook sigbaar vir almal om te sien. Ongeag of dit sy wyse besluit is om mense te verdoem en ongeag of dit sy wyse besluit is om mense te red. Sy wyse besluit word dwars deur geskiedenis gesien, ongeag hoe dit uitwerk. En natuurlik sien ons ook sy wysheid in sy voorsienigheid spesifiek teenoor gelowiges. Soos ons lees in Romeine 8 vers 28 en 29 voor staan, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En dit sluit aan by die laaste punt, of die derde punt, waar God se wysheid veral gesien kan word in sy verlossing. Ons lees in Romeine 11, hoe die hart van die Jode verhard was, sodat redding na die heidene kon kom. En hierdie vers praat natuurlik nie van enkele individue nie, maar oor die algemeen, aangesien die Jode oor die algemeen verhard was. Nie elke enkele Jood was verhard nie, ons meen Paulus was gered, die apostels was gered, hulle was Jode. So hierdie vers praat natuurlik nie van elke enkele individu nie,
maar oor die algemeen, aangesien die Jode oor die algemeen verhard was, so die evangelie oor die algemeen aan die heidense nasies verkondig kon word. En dan, want, soos ons lees in Romeine 11 vers 32, want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit, sê dit van die Jode, om vir almal barmhartig te kan wees. Maar dan sê die volgende vers, in terme van God se verlossing, hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. So in terme van hoe die Here die evangelie na die heidene toe gebring het, word daar gesê, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe wys is hy nie. Die Here se verlossingsplan is 100% gegrond in die rykdom van sy wysheid en sy kennis. Daarom wanneer die evangelie ook verkondig word, is dit nie die wysheid van mense wat verkondig word nie, maar die wysheid van God wat verkondig word. Soos Paulus ook sê in 1 Korintiërs 2 vers 6, waar staan, tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Ons lees ook in Efesiërs 3 vers 8 tot 10, hy sê, aan my die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om aan die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was, in God, wat alles geskaap het, deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente, aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God, bekend gemaak kan word. Deur wat? Deur die Here se verlossing. Maar die punt is, en om af te sluit, die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die remoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Met ander woorde, die wysheid van God is nie verborge dat geen mens dit kan kry nie. Dit word nie weggesteek sodat wanneer jy dit soek, jy dit nie gaan kan vind nie. Veral nie ons aan wie die Here sy spesiale openbaring of bonatuurlike openbaring bekend gemaak het nie. Ons kan sy wysheid sien in die hele skepping. Ons sien sy wysheid in sy voorsienigheid en hoe hy doelgerig sy soewereine mag uitoefen deur die loop van tyd. En ons sien ook die Here se wysheid in sy verlossing. Ons mag dalk vra, hoe is dit moontlik dat God in sy allerwysheid absolute dwaas is soos ons kan red, maar tog in sy wysheid wat gepaard gaan met sy oneindige mate van genade, kry hy dit selfs reg. En ons sien dus ook sy wysheid in hoe hy ons redding tot volkoming bring. Soos ons gelees het in Handelinge 17 vers 26 tot 27 waar staan, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplekke vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. En die rede hoekom hy nie ver van ons elkeen af is nie, is omdat sy wysheid nie net in die skepping gesien kan word nie, maar ook hoe hy deur die loop van geskiedenis en in elke aspek van ons lewens sy wysheid en sy wil toepas. En in terme van sy voorsienigheid. En hy pas sy wysheid ook toe in terme van ons verlossing. Weereens, die wysheid roep hardop daar buite, sy verhef haar stem op die pleine, op die hoek van die remoerige strate roep sy, by die ingange van die poorte in die stad, spreek sy haar woorde. En soos ons lees van die Here se gebooie in Deuteronomium 30 vers 11 tot 16, daar staan, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Dit is nie in die hemel nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en het vir ons gaan haal, en ons het laat hoor, dat ons het kan doen. Dit is ook nie oorkant die see nie,
So jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons het laat hoor, dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond, en in jou hart, om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie, en sy insettinge, en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe, en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën, in die land, waarin jy gaan, om dit in besit te neem. En as hierdie waar was, onder die ou verbond, hoeveel te meer nie, onder die nuwe verbond nie. As dit nie ver was onder die ou verbond nie, hoeveel nie meer onder die nuwe verbond nie. Ons hoef nie ver te soek om die wysheid van die Here te vind nie. Inteendeel, dit roep uit op die strate. So ooglopend en toeganklik is dit vir ons. Al wat ons moet doen, is luister. Ons moet net die wysheid van die Here wil hê. Die Here is ons genadig, en dat hy ons die verborgenheid van die evangelie bekend gemaak het. En enige wysheid wat ons kort kom, hoef ons om net voor te vra. As ons enige wysheid kort kom, ons vra hom net. En hy sal dit aan ons bekend maak. Hierdie openbaring van die Here en die wysheid wat tot ons beskikking is, word nie aan ons gegee omdat dit binne ons reg is nie, om dit tot ons beskikking te maak. Dit is nie ons reg om dit te hê nie. Dit is bloot as gevolg van God se genade, dat hy dit wel aan ons beskikbaar stel. Maar hy stel dit aan ons beskikbaar. Nie omdat dit ons reg is om dit te hê nie, maar omdat hy genadig is om dit aan ons te gee. Ongeag of ons daarna wil luister of nie. Dan mag die Here ons dit wel gun, om wel daarna te luister. En laat ons nie sê, dat ons nie wysheid tot ons beskikking het, wanneer een of ander situasie oor ons pad kom nie. Want God se belofte is juis, in sy genade, dat hy wysheid sal gee, aan die wat vra. Soos ons lees in Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Alle lof kom toe die Here, dat hy hierdie wysheid vrylik en deur sy genade aan ons wel skenk, en dat dit oral verkrygbaar is. En mag die Here ons dit gun, om hierdie wysheid te gebruik, ter eer en verheerliking van die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit die oor. Ag Here, U weet en ons weet dat ons is maar dwaas, Here. Ons neig baie keer om na die wysheid van hierdie wêreld te luister, en ons soek dit baie keer hierso in die wêreld, terwyl U wysheid so ooglopend aan ons gegee word. Ons moet dit net aanneem. En daarom bid ons in hierdie oggend, Here, wees ons genadig. Gun dit ons, o Here, nie om die wysheid van die wêreld na te jaag nie, maar om U wysheid wat U vir ons gee, so vrylik, dit aan te neem, Here. Here, ons is maar hardkoppig, en daarom bid ons, Here, wees ons genadig, verander ons harte, dat ons U sal ken, Here, en U sal soek, Here, en dat ons die wysheid wat U so vrylik aan ons bied, sal wil hê, en dat ons dit ook sal uitleef, Here. Gun dit vir ons, Here, nie omdat ons dit verdien nie, want ons verdien nie U wysheid nie. Dis 'n genade van U. Maar daarom bid ons weer in hierdie oggend, Here, wees ons elkeen genadig in dit. In U naam alleen vra ons dit. Amen.